Geliefdes, ons lees vanoggend uit Filippense 2 uit. Jou Bybel het jy meer as welkom om saam te lees Filippense 2 vanaf vers 12 tot 18. Ek lees spesifiek vir ons vanoggend uit die boodskapvertaling en die woorde sal verskyn op die skerm. Filippense 2 vanaf vers 12 tot 18. My liewe broers en susters, dit wat ek nou net gesê het is belangrik. Toe ek by julle was, het julle altyd gedoen wat ek gevra het. Hoeveel te meer moet julle dit doen, nadat ek nie meer daar by julle is nie. Onthou, God hou julle dop. Doen daarom alles wat julle kan, om te lewe soos mense wat aan God behoort. God self is by julle lewe betrokke. Hy is met julle besig as julle voel julle wil iets doen en wat hom gelukkig sal maak. En as julle dit uiteindelik doen, is hy steeds by julle. Ja, dit is hy wat so in julle werk. Doen alles sonder om te kla of te stry, dan sal niemand julle kan beskuldig van agterbaksheid of verkeerde motiewe nie. Niemand sal oor julle as kinders van God kan kla nie, al bly julle tussen mense wat korrup en sonder gewete is. Juis tussen hulle moet julle soos helder ligte in 'n donker wêreld skyn. Vir hierdie mense is die geestelike in die geestelike donker moet julle van Christus vertel, sodat hulle ook die ware lewe kan kry. Hoe trots sal ek dan nie op julle wees wanneer Christus weer kom nie? Dit sal wys dat ek nie alles verniet gedoen en my tyd gemors het nie. Selfs al word ek nou doodgemaak, sal dit my ook nie pla nie, want ek het dan iets om vir God te gee. My dood kan so self vir julle help om God nog beter te dien. Dit sal my baie bly maak, soos ook vir julle. Julle moet bly wees saam met my. Ja, my vreugde moet julle sin wees en julle sin myne. Ons lees sover vanoggend. Nou soos ek reeds verduidelik het, is vanoggend Palm Sondag, waar Jesus met 'n donkie in Jerusalem met gejuig inkom. Baie keer op hierdie Sondag word daai teksgedeelte in Lukas gelees, maar ons lees ook die teksgedeelte net voor dit in Filippense. Die teksgedeelte waar daar geskryf word dat Jesus homself leeg getap het aan die kruis en die gestalte van 'n slaaf aangeneem het. Maar ek het gevoel dat hierdie teksgedeelte net daarna is vir ons van waarde vanoggend, want dit getuig van wat dit beteken om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap en wat dit beteken om te groei en ontwikkel in ons eie geloofslewe en ons pad wat ons saam met die Here loop. Nou vanoggend se teksgedeelte kom ons agter dat Paulus het 'n geskiedenis met die mense aan wie hy skryf. Daar's 'n historie. Hy het hulle pad met hulle gestap, hy het tyd met hulle spandeer, hy het hulle geleer en onderrig. En hy skryf nou ook in hierdie gedeelte dat om hulle aan te moedig. Om hulle aan te moedig om nie plat te val in hulle geloof nie, maar om te floreer, voor te bou in wat hulle reeds beleef het in God en in die lering wat hy vir hulle geleer het. Nou voel ek is hierdie teksgedeelte vir ons waardevol vanoggend. Want Palm Sondag is nie die einde van Jesus se reis nie. Net soos wat belydenisaflegging nie die einde van julle reis is nie, dit is die begin van 'n hele nuwe hoofstuk saam met God en in die Here se teenwoordigheid. Daarom wil ek vanoggend 'n 4 teksgedeelte uitdeel met julle wat ek hoop vir julle iets kan beteken as belydenisskas, wat julle ook saam met julle kan dra in julle pad vorentoe, wat ook dalk waardevol kan wees. Die eerste waarheid wat ek graag wil deel, vind ons daar aan die begin van die teksgedeelte. Vers 13 sê, God self is by julle lewe betrokke. Hy is met julle besig. Hierdie teks is 'n oproep om te lewe soos mense wat aan God behoort. Maar dit is nie net 'n morele opdrag wat Paulus gee nie. Dit is baie duidelik dat God besig is om in ons te werk, dat die Here se proses met ons 'n voortdurende ene is. Meer as dit, laat die Here ons nie net oor aan onsself nie, maar God is aktief betrokke in ons lewens en gee vir ons die krag, die wysheid en die insig om op te tree soos ware volgers van hom in hierdie wêreld rondom ons.
En ek dink vir julle wat belydenis aflê vanoggend is dit belangrik om te onthou dat julle is nie klaar gevorm nie, dat julle geloofsreis begin eintlik nou eers, dat die Here saam met julle 'n pad stap en dat die Here gaan aanhou om te vorm en te werk aan julle soos wat julle groter word en al dieper in julle geloof ook kan beweeg. Die tweede waarheid sluit aan by die eerste ene. Nie net dat God besig is om aan julle te werk nie, maar dat omdat die Here binne ons werk, lewe ons anders. Probeer ons lewe in 'n manier wat gepas is met ons geloof en wat 'n refleksie is van dit wat ons glo. Ons lees in vers 14, doen alles sonder om te kla en te stry, dan sal niemand julle kan beskuldig nie. Paulus sê, leef sodat niemand iets het om teen jou vas te hou nie. Dat jou lewe 'n getuienis is van dit wat jy glo. En ek dink in vandag se tyd is dit nog meer belangrik as ooit dat ons op so 'n manier probeer lewe wat getuig van die geloof wat ons binne ons het. Wanneer julle ook vanoggend julle geloof bely, sê julle ook dat julle bes sal probeer om met 'n gemeenskap saam te werk en te lewe op so 'n manier wat vir die Here ook goed en aanneemlik is. En nie net rondom mekaar nie, maar ook in die wêreld rondom ons. Vers 15 sê, juis tussen hulle moet julle soos helder ligte in 'n donker wêreld skyn. Niemand van ons is perfek nie en almal van ons sukkel met dinge in ons lewens. Maar die Here na ons om ondanks dit genade in hom te beleef en te lewe so dat die wêreld rondom ons kan wat Jesus se lewe, se liefde in ons lewens beteken. Hierdie beeld is van die lig wat skyn in die duisternis is aan die hart van vanoggend se teksgedeelte. Dit is aan die hart van die boodskap van Palm Sondag. Dit is aan die hart van wat dit ook beteken in ons gemeente se storie. Ons wat deur 'n tyd van onderskeid is die afgelope 2 jaar, ons beeld wat die Here vir ons gegee het, is dat ons ook moet skyn. Soos lig in hierdie gemeenskap, dat ons 'n rol het om te vertolk, dat deur wie ons is en wat ons glo, mense Christus kan leer ken. Dat ons nie net die Here dien in goeie oomblikke nie, maar ook in slegte oomblikke God se lig laat skyn, al is dinge dalk moeilik. Daar was die derde beginsel. Die vierde waarheid wat ek dan wil deel, wat die laaste ene is een van vreugde. Vreugde selfs in moeilike tye. Vers 17 en 18 sê, selfs al word ek nou doodgemaak, Paulus wat daar praat, sal dit my ook nie pla nie. Julle moet bly wees saam met my. Die laaste stukkie van die gedeelte wat ons gelees het, eindig op 'n vreugdevolle noot, op 'n hoopvolle noot. Ondanks moeilike omstandighede in Paulus se lewe, vind hy vreugde in Christus. En deur te bely vanoggend dat julle glo in Jesus Christus en deel wil wees van sy kerk, getuig julle ook van daai vreugde, dat hierdie nie net iets wat ons moet doen nie. Dit is nie net 'n mylpaal of iets wat ons doen omdat ons dit doen nie, maar dat ons Christene is, want ons kry vreugde in die Here se liefde vir ons lewens. Dat ons as gelowiges vreugde vind in die Here se teenwoordigheid, dat ons na sy lig wat skyn in ons lewens kan kyk, ondanks omstandighede, en weet dat ons is geliefd en dat ons lewens beteken iets. Die Here is met ons. Palm Sondag herinner ons dat die pad van geloof 'n reis is. En hierdie pad op ons geloofsreis is nie altyd 'n mooi geteerde pad nie. Soms is dit 'n grondpad, soms is daar slaggate, soms is daar dongas wat jy moet deurry. Soms is daar teenstand. Maar ondanks die teenstand in ons lewens werk die Here in elkeen van ons. Los hy ons nooit alleen in ons geloofsreis nie, werk hy deur ons om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. So daarom wil ek ook vir julle as gemeente uitnooi, ons is bevoorreg vanoggend om mense te hê wat hulle geloof in die openbaar bely en deel word van 'n geloofsgemeenskap. Ek wil hê elkeen van julle wat daar sit, moet ook dink aan julle eie geloofsreis. Onthou jy dalk 'n oomblik toe jy belydenis van geloof afgelê het, of toe jy dalk gedoop was? Kan jy onthou aan die pad wat die Here al met jou ook gestap het? Het jy al 'n oomblik gehad wat jy gevoel het, jy kan nie anderste as om te bely dit waarin jy glo nie, om op te staan vir jou geloof nie. Vanoggend wanneer hierdie jong mense hulle geloof bely, wil ek jy moet ook daaraan dink.
aan jou geloofsreis wat die Here saam met jou ook gehad het. Dis daarom my voorreg dat ons vanoggend 'n groep jong mense, eintlik jong volwassenes, verwelkom in hierdie geloofsgemeenskap. 'n Oomblik gee om hulle geloof te bely hier in almal se teenwoordigheid, dat hulle glo in 'n Christus wat nie net gesterf het aan die kruis nie, maar ook opgestaan het vir hulle sondes. Om dit vir ons in te lei, wil ek graag elkeen die geleentheid gee om 'n doopherinnering te doen. So wat ons graag dan wil doen is vir elkeen van julle een vir een opnooi wat belydenis van geloof gaan aflê. En ek wil graag hê julle ouers moet saam met julle kom. Want baie van julle is gedoop toe julle klein was en julle ouers het 'n belofte gegee om te sorg vir julle en om te sien vir julle en julle te leer van geloof. So die van julle wat se ouers hierso is, julle kan ek sal julle nooi, julle kan asseblief saam vorentoe kom en dan is dit ook 'n oomblik van afgee. Die doop verseker ons dat ons aan God behoort en dit beteken dat dat hy ons ouer is, wat ons liefhet en vir ons sorg. Dit beteken dat Christus ons verlosser is en dit beteken dat die Heilige Gees binne elkeen van ons woon en deur ons werk en ons lei in ons lewens. En hierdie beloftes geld steeds vir elkeen van julle wat belydenis van geloof aflê en wat reeds gedoop is. Maar dit geld ook vir Ashley vanoggend wat ons ook dan spesifiek gaan doop want sy is nog nie gedoop nie. En ons is ook daarom dankbaar om dit so te doen. So eerstens vraag vir Corneille en vir Rico vorentoe nooi, twee broers. Ek sien julle gesigte lyk 'n bietjie langer in die slides as wat hulle was. En is julle ouers hierso? Julle kan asseblief vorentoe kom. Ek was eintlik julle gesplit screen het, dat almal die hele tyd na julle gesigte kan kyk. Kom staan asseblief hier voor. Kom asseblief vorentoe. Welkom ouers. Baie geluk met julle kinders. Kom hierso twee manne, kom staan hier voor. Moenie bang wees vir die water nie. Voel net so 'n bietjie daardie water. Julle kan nou nie onthou toe julle gedoop is nie, maar die Here het hierdie beloftes oor julle al uitgespreek toe julle jonk was en julle nie eens kan onthou nie. En is ons bevoorreg om vanoggend julle die geleentheid te gee om julle geloof te bely en dieselfde beloftes wat julle ouers geneem het om 'n pad met julle te stap wat julle vir julleself eien. En net so terloops, Rico is 'n bietjie ouer en die man het uit sy eie die geloofsvertuiging gehad dat hierdie is 'n mylpaal in sy lewe wat hy graag wil vervul. Hy uitgekom en gesê sy broer het te veel van met hierdie besigheid, hy wil ook deel wees. So ek het baie dank en respek daarvoor. Sheldon, jy kan maar sit. Eers as hy almal ja gesê het. Ja, dankie. Ouers, julle kan maar gaan sit, julle kan maar julle kinders hier voorlos. Volgende gee ek die geleentheid vir Jacques om vorentoe te kom. Jacques, is jy op jou eie vanoggend hierso? Of het jy familie hierso? Wat koekeloerie is daar familie? Julle moet opkom asseblief. Dit kan enige familie wees, dit hoef nie net ouers te wees nie. Hi Jackie, jy lyk netjies. Waar is daai das wat jy gedra het in die foto? Ek kan nie skooldas dra hê. Kan jy nie skooldas dra nie? Okay. Maak maar net seker. Voel 'n bietjie hier so die water. Baie welkom hier so vanoggend. Ons het hom hier so te hê. Ons is dankbaar ook vir hierdie geleentheid dat ons die beloftes wat oor jou lewe ook uitgespreek is, dat jy dit vir jouself kan eien, dat jou familie het wat hierso saam met jou is en 'n pad saam met jou stap. So ons is dankbaar ook daarvoor. Dankie. Skud sommer daar jou. Skud hande en dan kan jy maar gaan. Volgende ons vir Nicholas op. Waar is jou mense? Kom daar van agteraf. Okay. Ons kan lekker tyd vat. Sê, welkom hier bo. Welkom aan julle ook, ekskuus my, dit is nou nat want ek vat die hele tyd in die water. Welkom ook aan julle wat hier bo staan. Nicholas, kom vat net so 'n bietjie water. Jy kan nie onthou toe jy gedoop is nie, heel moontlik nie. Maar ek seker hulle kan onthou. En toe jy gedoop is, het hulle iets wonderlik beleef van die Here se genade oor jou lewe en hulle het hulle ook 'n belofte gemaak om met jou die pad te stap. So ons is dankbaar dat hulle in 'n manier jou kan afgee hier so op die verhoog.
en dat jy ook self hierdie waarheid kan bely in jou eie lewe. Dankie julle. Preston. Is ook om die enigste man wat 'n das gedra het. Nice. Julle hoef nie das te gedra het, is ook. Julle kan maar opkom. So maar vir julle geluk wens, as hy. Ek wens al geluk, julle het nog nie belydenis afgelê nie, maar okay. Kom staan 'n bietjie hier so Preston, voel daar net 'n bietjie hier se water. Jy kan seker ook nie onthou toe jy gedoop is nie. Ouers, ons is dankbaar ook vir die pad wat julle gestap het met julle kind tot dusver om te leer van geloof en Preston, ons is ook dankbaar dat jy ook vanoggend hierdie reis voort kan vat en ook kan bely dat jy hierdie selfde beloftes wat hom gegee is, ook kan ontvang in jou eie lewe. Dankie. Stefan. Ons Rico, jy gaan ook 'n bietjie moet shift. Hey Stefan, kom staan sommer hier so by die doopvont. Kyk maar 'n bietjie waar die waterkielie. Dankie ook vir julle wat die pad gestap het tot sover met Stefan en ons is ook van dat jy vanoggend die geleentheid het om die pad voor te sit en dieselfde beloftes wat al aanskou is en in jou lewe gespreek is vir jouself ook te eien. Ons is dankbaar daarvoor. Dankie. En dan Ashley. As jy vorentoe kan kom, waar sit Ashley? Jy sit ver agter. Ferdi en Wilma, julle ook opkom. Voel dit om my boot te staan? Is interessant, né? Ashley, ons gaan jou doop aan die einde van jou belydenisaflegging as jy klaar bely het, maar ek wil jy moet so 'n bietjie die water hier kom voel. Hy byt nie. Ons is dankbaar vir julle wat ook hierdie pad met Ashley gestap het om haar ook in haar geloof groot te maak. Dat sy vanoggend 'n punt bereik het dat sy haar eie geloof moet bely en ook gedoop wil word. En ons is dankbaar daarvoor en daarom is ons ook dankbaar vir julle as ouers wat haar afgee. Dankie julle. Dankie julle. Hierdie is dan die groep mense wat ons voor dankbaar is vanoggend wat 'n belydenis van geloof gaan aflê. En ons is dankbaar vir julle. Dankbaar dat julle hierdie pad gestap het tot op dusver. Dat julle die keuse gemaak het om in die publiek julle geloof ook te bely in die Here. En soos daarvan julle ouers die belofte geneem het om oor julle sorg te hou en julle te leer van God en sy woord en die evangelie. Vandag is nou die geleentheid vir julle om daai eie beloftes vir julleself te eien. Ek dink daar's 'n paar belangrike dinge wat ons besef wanneer julle belydenis vir geloof aflê. Julle sê nie net ja dat julle glo in God en in die Bybel nie. Maar daar's 'n paar waarhede wat onderliggend is aan hierdie reis waarop julle ook verder gaan in julle geloof en saam met God. Ek dink een van die belangrike dinge is erkenning dat ons geloofsreis kan nie plaasvind sonder medegelowiges nie. Baie van julle se ouers is gelowig en het julle geleer van die pad wat van Christus. Julle is deel van 'n geloofsgemeenskap waar julle daar kategese gehad het en iets leer ken het van die Here se teenwoordigheid. Net so nou dat julle belydenis aflê, beteken dit nie jy is nou skotvry en wat ook al nie. Eintlik nou dat julle 'n hele geloofsgemeenskap het van mense wat ervarings het in die Here se genade en liefde ken in hulle eie lewens. Ons kan nie op ons eie gelowiges wees nie. Alhoewel ons graag sou wou, veral die van ons wat introverte is, het ons mense nodig in ons lewens om saam met ons die pad te vat, vir alles dinge moeilik raak in ons lewens. Ek dink 'n ander waarheid wat ook is wanneer ons belydenis vir geloof aflê is om te besef dat die Here met elkeen van ons werk en dat hierdie is nie die einde van julle geloofsreis nie,
Maar 'n deel van 'n gesonde geloofslewe is om die hele tyd selfondersoek toe te pas en onsself af te vra, is ons nog op die regte pad? Werk die Here nog deur in my lewe? En om onsself die moeilike vrae soms te vra oor ons geloof en waar ons is in ons lewens. Ek dink laastens is julle belydenis vanoggend ook 'n getuienis dat daar's altyd nog plek aan die Here se tafel. Ons gaan nou Vrydag saam nagmaal gebruik en dis 'n wonderlike teken om mekaar te herinner ook dat die Here se gemeenskap is nie 'n geslote ene nie. Daar's altyd plek vir nog. En dit is iets wat julle ook moet beliggaam in julle eie lewens. Op die uitkyk wees vir mense wat dalk 'n behoefte het om die Here se woord te hoor, om vir mense te sorg en op so 'n manier die lig vir die wêreld te wees in 'n wêreld wat soms donker is. Dat julle ook sal besef en dit beliggaam dat die Here almal verwelkom aan sy tafel. Deur die jare in katekese het julle sekere kennis van God en die Bybel en die kerk verwerf. En daar's natuurlik persoonlike dinge in julle lewe wat ook gebeur het wat julle dieper laat dink het oor julle eie geloof. Deurdat julle vandag belydenis van geloof aflê, beteken dit dat julle voor die gemeente sê wat jy in jou hart glo, naamlik dat Jesus die Here is en dat hy jou verlosser is. Jy kan dit op grond van jou jare se groei en geloof en die pad wat jy tot reeds gestap het, kan jy dit getuig. Jy sê ook dat jy God alleen sal vertrou en dat jy sal volgens sy woord lewe, dat jy aktief sal betrokke wees in die kerk en dat jy 'n getuie sal wees van God se liefde in 'n wêreld wat dit nodig het. En jy onderneem ook om aan die Bybel aan te hou om Bybel te lees en jou kennis in die Here te verdiep en om daai verhouding met die Here aan te hou belangrik stel in jou lewe. So ek gaan nou vir julle 4 vrae voorlees en dan gaan ek vir julle elkeen individueel die geleentheid gee om hardop daarop te antwoord ja. Of nee, as jy nou een of ander oortuiging vanoggend het, maar so ek lees vir julle die woorde, die vrae vanoggend en dan sal ek vir julle elkeen geleentheid gee. Glo jy dat die leer soos ons in die Ou en die Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van die kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word die ware en die volkomme leer van die verlossing is? Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle ander leerlinge wat daarvan afwyk te verwerp? Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksamehede van die kerk deel te neem? Laastens, aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? So ek begin sommer by jou, Rico, wat jou antwoord op hierdie vraag? Wonderlik. Corneille? Dankie. Jacques? Nicholas? Preston? Stefan? Ashley? Wonderlik. Dit is dan 'n groot voorreg om hierdie mense ook te verwelkom as lidmate in ons kerk. Maar julle weet daarvan ek hou daarvan as ons 'n kind doop om ook vir julle te vra of julle verantwoordelikheid sal neem oor kinders wat ons doop. So ook wil ek julle as gemeente ook nou vra. Ontvang julle hierdie lidmate as deel van Christus se liggaam en hierdie geloofsgemeenskap? Wat is julle antwoord hierop? Wonderlik. Dan net een laaste dingetjie wat ons dan graag wil doen. As jy asseblief vorentoe kan kom. Dit is 'n voorreg om iemand te kan doop. En ons as NG Kerk doop babatjies as deel van die verbondsdoop, maar ook groot mense wat tot belydenis kom en die Here aanneem in hulle lewe. Jy deur jou geloof te bely vanoggend is deel van hierdie gemeenskap. En daarom ontvang jy ook die Here se seën met die doop. Nie worry nie, ek gaan nie te veel water jou hare de mekaar maak nie. Maar dit is my voorreg dat hierdie selfde beloftes wat oor mense uitgespreek word as kinders vir jou ook geld as 'n groot mens. Dat jy deel is van God se verbondenheid en familie, dat die Here hom ontferm oor jou. Daarom is dit my voorreg om jou te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.
Wonderlik. Ons is so dankbaar om julle te verwelkom. Ek wil graag vir Sheldon vra. Ons het 'n doopsertifikaatjies. Sertifikaatjies wat hy graag vir julle wil oorhandig en julle gelukwens. En dan Danel, as jy asseblief ook as lid van Kerkraad vir hulle ook dan net wil kom gelukwens, sal dit baie nice wees. Kom ons klap vir hulle hande. Ons spreuke is dat ons God beleef, dat God ons verander, dat ons 'n verskil maak in hierdie wêreld. Word daarom uitgestuur met hierdie woorde. Mag die genade en liefde van ons Jesus Christus, die teenwoordigheid van God, ons Ouer en Skepper, en die kragtige werking van die Heilige Gees met elkeen van julle wees, sodat